Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Almachtige God, almachtige God, Heerser van die heelal, oorwinnaar oor die dood. Almachtige God, almachtige God, U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid, die wêreld sal nie bestaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Almachtige God, almachtige God, praat die dienaar luister, vol vertroue sal ek volg. Almachtige God, almachtige God, in die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos, en U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Dis Goeiedag familiekerk, ek wil vandag met jou praat hoe om te lewe met 'n visie. Die belangrikheid daarvan om te leef met 'n visie. Ons lees in Spreuke 29 vers 18, Without vision, people perish.
Die Afrikaanse vertaling sê, wanneer 'n volk of 'n mens nie duidelikheid het oor die wil van God nie, word hulle koersloos. Spreuke 29 vers 18. Vriende, so baie mense dryf doelloos deur die lewe. Hulle probeer maar net survive. Hulle leef maar net van dag tot dag. Hulle probeer net kop bo water hou. Daar is geen visie, geen uitsig, geen plan, geen saak waarna toe hulle wil gaan in die lewe nie. Hulle leef van salaris tot salaris, van inkomste tot inkomste. Is heeltyd onder druk. Want meeste mense gee meer uit as wat hulle inkry. Raak vasgevang in skuld, dit raak 'n bose siklus van uitsigloosheid. En op die ou end gaan dit oor in hopeloosheid. Wat 'n toestand. Hoekom is 'n visie so belangrik? 'n Visie gee rigting en fokus. 'n Visie trek jou iewers heen. Dit gee dan ook vir jou brandstof en motivering en vasbyt. Wanneer daar moeilike tye is, wanneer dinge nie gaan soos dit moet gaan vir jou in die lewe nie, dan doen 'n visie en 'n droom gee vir jou rede om vas te byt en deur te drink, want daar's iets wat wag. Daar's die groen weivelde. Jy's miskien in die diep donker valleie van ellende, van moedeloosheid, van depressie, maar wanneer jy weet daar's 'n groen weiveld, wanneer jy uitsien na die groen weiveld, dan gee dit vir jou krag, innerlike krag, inherente krag om deur hierdie situasie te gaan, want jy weet daar's iets beters wat wag. Dis wat 'n visie doen en 'n droom doen. Dit gee betekenis aan jou lewe, dit gee doel. Vriende, wanneer daar nie vir jou betekenis in die lewe meer is nie, wanneer jy maar net probeer survive, dan ontaard dit in doelloosheid. En elke brandertjie, skryf Jakobus, elke golfie van die lewe, slaan jou pad, slaan jou die kant toe, slaan jou daai kant toe. Maar 'n droom en 'n visie, 'n wete waantoe jy op pad is, hou jou koers vas, laat jou regop staan. Dit lei tot beter besluitneming. Wanneer jy 'n droom en 'n visie het, dan die besluite wat jy neem, fokus jou soontoe. Meeste mense sukkel met besluite. Maar 'n visie of 'n droom fokus jou besluite, laat jou besluite in 'n sekere rigting neem. En die laaste ding wat ek wil noem, 'n visie of 'n droom, veroorsaak persoonlike groei. Want dit laat jou vasbyt, dit laat jou deurdruk, dit suiwer jou. Vriende, wanneer ons na die skrif gaan kyk, dan sien ons hoe die skrif vol mense is wat met 'n visie of 'n droom geleef het. Ons kry dit ook in Hebreërs 11 in die Bybel, waar daar 'n hoofstuk is wat gaan oor geloof en mense wat met geloof geleef het, maar geloof wat geanker is in 'n droom of 'n hoop. Soos Noag. Noag het 'n droom gehad van 'n ark wat gebou moet word. Abraham om na 'n vreemde land toe te gaan sodat 'n nuwe nasie begin kan word. Josef wat eendag vir sy volk sou sorg, wat dit nou reeds geweet het, gesukkel het om te implementeer en te verstaan, ontaktvol baie keer opgetree het, maar op die ou en dit realiseer het, ten spyte van 'n put en 'n tronk en Potifar en die se vrou en versoekings. Moses, Samuel, Daniel, Nehemia, so kan ek aangaan. Mense wat 'n droom, 'n plan gehad het. Nehemia om die mure van Israel en met 'n vaste geloof
klompie ballinge teruggeneem het om die mure van Jerusalem weer te herstel. 'n droom, 'n plan. In die Nuwe Testament kan ons maar net kyk na Petrus, na Cornelius, na Paulus, na Johannes. Gaan lees gerus Hebreërs 11, hoe daar 'n droom was, 'n plan was, 'n visie was, wat vir hulle rigting in die lewe gegee het. En hoe hulle moet geloof geanker was in daai plan. Vriende, so was ek van kleins af geanker in 'n droom of 'n plan om voltyds in bediening vir die Here te staan. So het ons by Vredelust gemeente 'n droom en 'n plan van die Here gekry. Seker so 20 jaar gelede, waar 'n groep van ons weggegaan het vir 'n paar dae, daar na Slanghoek. En hoe die Here op 'n daadwerklike wyse vir ons 'n droom en 'n plan vir die gemeente kom gee het. Hoe ons letterlik aangeraak is deur sy gees en hoe dit gebeur het dat ons soos met 'n stem uit die hemel gehoor het, verander lewens en gemeenskappe. Dis wie ons is. Dis wat ons moet doen en dis wat ons vandag nog aanvuur en dryf. En dis wat ons elke jaar vra. Hoe wil die Here hê moet ons lewens verander en moet ons gemeenskappe impakteer. Transforming lives and communities, dis ons passie. En dit het gelei tot die plant van Familiekerk 10, 12 jaar gelede. Wat ons gesê het, ons wil in 'n gemeenskap 'n verskil gaan maak. En uiteindelik het die Here ons gebring in die Brackenfell gemeenskap. En dis 'n lang storie wat ek nie eers gaan probeer aanpak nie, tot ons nou by Kiro geland het. En waar ons opgewonde is vir hierdie jaar en vir die tyd wat voor lê, waar ons hierdie gemeenskap, waar die Here ons geroep het, wil help dat lewens verander en dat gemeenskappe aangeraak word. Vriende, ons jaartema is verander. Verander. Die Here het dit baie duidelik vir ons kom wys. En dat reeds 'n hele klompie uiterlike veranderinge by Familiekerk begin plaasvind. Die opset hoe ons aanbid het begin plaasvind. Die leierskap het begin verander en uitgebou. Ons het 'n nuwe gesig en 'n nuwe jong persoon en familie wat nou gaan voorloop by Familiekerk. Reinou en Lisel van Waldsleben met hulle 2 kindertjies. Ons is opgewonde op hierdie pad en ons glo die Here wil vir ons 'n kerk vir jong gesinne maak. En kinders, maar ook ou mense. Vriende, ons lees dat die profeet Joël sê in Joël 2 vers 28 en die apostel Petrus in Handelinge 2 vers 17 dat in die laaste dae God se gees, sy gees sal uitstort en jong mense sal visioene sien en ou mense sal drome droom. Saam wil die Here ons 'n span maak wat 'n visie het, wat 'n droom het, wat sy koninkryk wil bou, wat onder sy heerskappy wil lewe. Ons is opgewonde, vriende. Ons staan in die begin van nuwe dinge. En ek wil jou nooi om saam met ons te journey, om te kom hande vat met ons, saam te kom droom met ons. Nie net vir die gemeente nie, maar ook vir jou eie lewe. Ons wil jou help om 'n sinvolle, doelgerigte lewe te leef, met 'n visie. Ons wil jou help om jou geloof te versterk in moeilike tye. Wanneer jy in die valleie is, wil ons jou wys op die groen weivelde. En ons wil met dinge soos 'n disippelskapskool en talle ander geleenthede, wil ons jou nie net motiveer nie, maar wil ons jou versterk, wil ons jou rigting gee. Kom vat hande met ons, kom loop saam met ons, want ons weet, ons het 'n visie, 'n droom, 'n plan,
wat ons van God ontvang het. Hemelse Vader, ons eer U. U gee rigting. U gee rigting aan lewens wat rigtingloos is. U is self die hoof van die kerk. En U wil die kerk lei om die koninkryk te bou. Here, ons kom stel ons beskikbaar. Ons gee onsself oor aan U. Amen. Vriende, so van verandering gepraat. Een van die goed wat gaan verander, is dat die stream, soos wat julle nou kyk, in die toekoms herlei gaan word van Vredelus se lewendige diens. Hierdie stream is vir die laaste 12 jaar voor die tyd opgeneem, wat groot beperkings op ons geplaas het. Byvoorbeeld, wanneer gaskunstenaars, gassprekers by familiekerk optree, kan ons dit nie vir julle lewendig deurgee nie. Ons as familiekerk is 'n kampus van Vredelus gemeente. Ons gebruik dieselfde predikers, ons is een span. Ons het dieselfde temas, dieselfde visie, dieselfde droom. So na oorlegpleging het ons gevoel dit gaan baie meer impakvol wees vir almal betrokke. Wanneer ons die lewendige stream van Vredelus gebruik, dit gaan jou in ritme hou met familiekerk. Want ons kom almal saam by mekaar in die week om saam strategie te bepaal. Mag dit 'n nuwe era inlei wat jou sal seën en jou sal bless. Sleep.